Soos 'n hert smag na water, strome dors my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. Ja, ek bring aan U die eer. Goeiemôre en welkom weer by ons reis deur die boek van Matteus. En vanoggend gesels ek en jy oor 'n baie belangrike onderwerp in ons geestelike lewe, die krag van vas en gebed in die lewe van gewone wedergebore kinders van die Here soos ek en jy. Kan ek vanoggend afskop deur te sê van vas en gebed dat gelowiges vas en gebed sien as iets vreemds wat net deur geestelike ekstremiste gedoen word. Baie keer dink mense dat net die dominee of die pastoor behoort te vas, of net geestelike leiers, of net mense wat nou regtig baie ernstig is oor hulle geloof moet vas. Hulle dink nie eintlik dat dit nodig is nie. En so mis ek en jy uit op 'n baie belangrike element van krag en deurbraak wat God kragtig wil gebruik in jou en my lewe. Kom ons lees ons teks hier uit Matteus 7 waaruit ons vandag hierdie waarheid wil oordink wat Jesus op 'n baie kosbare manier aanspreek. Jesus is hier in die woord in Matteus 17 vers 21 waar hy sê, en hy praat van bose geeste, hy sê, maar hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie. Daar is tye in elke gelowige se lewe wanneer die gewone pogings nie genoeg is nie. Daar is berge en daar is obstruksies wat net nie beweeg nie. Deure wat net nie oopgaan nie. Kettinge wat eenvoudig net nie breek nie. En antwoorde wat nie ontdek gaan word as ons nie regtig in erns voor die voete van die Here werklik fokus en afsonder nie. Dit is in sulke oomblikke dat God ons herinner, en Jesus veral vandag in hierdie teks, aan een van die grootste geestelike wapens wat hy vir jou en vir my as sy kinders gegee het. Vas en gebed. Nou wil ek jou sommer reguit vra, wanneer laas het jy gevas? As ek jou vra, wanneer laas jy gebid het, jy dalk gesê gister. Maar as ek jou vra vandag, wanneer laas het jy gevas? Jy sien, gebed bring ons nader in gesprek met God, maar vas bring ons in 'n dieper oorgawe aan hom. Wanneer ons vas, sê ons vir die Here, Here, U is belangriker as my liggaam se begeertes. U teenwoordigheid is belangriker as my gemaak. Ek het in hierdie omstandigheid waarin ek nou is, Here, U meer nodig as brood. En ek wil U vertrou vir 'n dieper dimensie as net die algemene wat op die oppervlak lê. Ek dink dis die hartklop van vas en afgesonderde gebed. Nou Jesus self het gevas voordat hy sy openbare bediening begin het. Julle sal onthou, nadat hy gedoop is, het hy die wildernis, die woestyn ingegaan. Vir 40 dae het hy homself afgesonder van die wêreld en hom ten volle op die Vader toegespits. En toe hy uit die woestyn uitkom, het hy gekom met die krag van die Heilige Gees. Hy het gevas om deur die duiwel
versoek te word. En moes met vas en gebed homself bekragtig, om kragtig deur God gebruik te kan word. Nou vas verander nie God nie. Dit moet ons weet, en dit moet ook nie 'n manipulasiegreep wees om God se arm te draai nie. Vas verander nie God nie. Dit verander jou en my, dit verander ons. Dit verskerp ons geestelike sensitiwiteit en ons vermoë om die Heilige Gees se stem werklik te kan hoor en om in diep dimensies God se stem te kan beleef en ervaar. Nou Jeremia 33 vers 3 sê hierdie kosbare ding: roep my aan, sê die Here, en ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nooit geweet het nie. Dis kosbaar. Dit gebeur wanneer ons onsself afsonder in vas en gebed. Vas maak die lawaai van die vlees stil, sodat ons die sagte stem van die Heilige Gees duideliker kan hoor. Dikwels is God reeds besig om te praat, maar ons kan nie hoor nie, want die geraas van die wêreld en die aktiwiteite van ons lewe is net eenvoudig te oorverdowend. En ons is te besig. Verder is ons eie begeertes, ons eie vrese, ons eie belange en ons eie afleidings, veral daai selfoontjie, juis dit wat dit moeilik maak vir God om aan die woord te kom in ons lewe, vir ons om sy stem werklik te hoor. Wanneer ons dus vas en bid, word ek en jy herinner dat ons nie deur brood alleen lewe nie, maar deur elke woord wat uit die mond van God kom. Nou daar is ook 'n krag in vas wat vestings neerwerp. Vestings van die vyand wat jou en my aanval. Nie omdat die daad van vas magies is nie, maar omdat dit ons nader aan God bring. Dit bring ons daar in die juiste teenwoordigheid waar ons hom kan beleef. En hoe nader ons aan God beweeg, hoe minder ruimte kry die vyand om in ons lewens te kan werk. Vas is verder ook vir jou en vir my 'n verklaring van totale afhanklikheid van God. Dit sê, Here, ek vertrou nie op my eie krag nie. Here, ek steun nie op my eie verstand en intellek en denke en resepte en oplossings nie. Maar ek vertrou U. Here, ek het U nodig. Dis wat vas sê. En God eer altyd 'n nederige hart. Matteus 5 vers 3 sê hierdie kosbare ding in die Afrikaanse 83 vertaling. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Dink aan die mense in die Bybel wat gevas het, saam met my vanoggend. Ons dink aan Moses, wat gevas het op die berg van God. Hy moes 40 dae lank vas, voordat hy die Here kon ontmoet, om sy gebooie te ontvang. Esther het gevas, voordat sy voor koning Ahasveros verskyn het. Daniël het gevas, en hemelse openbarings ontvang van God af. Die vroeë kerk het gevas, voordat hulle belangrike besluite geneem het. Waar is ek en jy? Waar is die kerk vandag? Is ons werklik nog besig om die Here se aangesig te soek deur vas?
Wanneer mense vas en bid, gebeur kragtadige dinge in die geestelike realm. In 'n dimensie wat onsienlik is, beweeg die hand van die Here, soms engele wat die Here stuur om vestings neer te werp. Rigting kom waar daar verwarring was. Vrede kom waar daar angs was. Deurbraak kom waar daar hindernisse was. Lig kom waar daar eens duisternis was. Miskien staan jy vandag voor 'n berg, 'n hindernis wat net vir jou te groot lyk. Miskien bid jy al lank oor 'n saak, dalk oor 'n geliefde wat nie die Here dien nie. Dalk bid jy oor 'n finansiële behoefte of nood. Dalk bid jy en vertrou jy die Here vir 'n huwelik. Dalk vir 'n bediening. Dalk vir jou praktyk, of dalk het jy net 'n persoonlike krisis of stryd in jou eie lewe teen sonde wat jou vasbind. Moenie moed verloor vandag nie. Daar is tye wanneer God jou nooi om nader te kom. Die wêreld net vir 'n rukkie op sy te skuif. En al die dinge wat so noise, so geraas maak. En hom met jou hele lewe, jou hele hart te soek, deur vas en gebed. Jeremia 29 vers 13 sê, en julle sal my soek en vind, as julle na my vra met julle hele hart. Dit praat van opregte toewyding. Dit is die geheim van vas. Die geheim van vas is nie net om antwoorde te kry nie, maar om nader aan die antwoordgewer te kom, om hom beter te hoor, maar ook hom beter te leer ken. Want die grootste beloning van vas is nie die wonderwerk nie. Hoor gou mooi, die grootste beloning van vas is nie die wonderwerk nie. Die grootste beloning van vas is die teenwoordigheid, die soete teenwoordigheid van God en van sy Heilige Gees. Mag die Here vandag in jou hart 'n nuwe honger wek, nie vir die dinge van hierdie wêreld nie, maar vir sy teenwoordigheid, vir sy stem, vir sy wil en vir sy heerlikheid in jou lewe. Mag jy ontdek dat wanneer jy jouself verneder voor die Here in vas en gebed, God homself op 'n magtige en kragtadige manier aan jou wil openbaar. Want waar mense vas en bid, word die onmoontlike moontlik. Die gebonde word vrygemaak en die gewone mens word toegerus met buitengewone krag van bo. Mag hierdie boodskap jou vandag inspireer en bemoedig. Amen. Soos 'n hart smag na water, strome dors my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die Heer. U alleen is my bron van krag, op U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die Heer.
Ja, U alleen is my hart verlange en ek bring aan U.